Nou die kort nie lank is, ons is besig met 'n reis deur hierdie wêreld. Ons is reisigers, ons is in 'n tydelike tentwoning. En ons is op pad iewers heen. En die enigste manier om uit te vind waar jy heen gaan, wat die pad is in die woord van God. En op hierdie pad is daar baie mense met baie opinies. As jy nie hierdie pad, dis die pad. Daai is verkeerd, dis moet hierdie een wees. Hier is korte pad, hier is 'n makliker pad. Jy met die en as ons ore uitleen, kan ons baie maklik verdwaal. En daar's ongelukkig mense, werkers van ongeregtigheid, wat daarop toegelê is om ander mense te laat verdwaal. Die skrif praat van dit. Vals predikers, hulle het 'n ander motief. As hulle jou kan kry om op hierdie pad te gaan, is daar vir hulle 'n voordeel uit. Hulle het selfsug doen hulle dit. En hulle mislei baie mense. Maar as jy die saak vir jouself uitgemaak het, dat jy wil by die koninkryk van God uitkom, dan gaan jy alles in die stryd werk om dit te doen. En wanneer jy alles in die stryd werk, beteken dit wat jy probeer bereik is baie werd. En as ons vir onsself uitmaak wat die koninkryk van God werd is, dan sien ons dat dit is die moeite werd om alles in die stryd te werk. En as ons die waarskuwing ernstig opneem dat baie mense jou sal mislei, baie sal kom in my naam en sê ek is die Christus, hier is die pad, loop hier, pas op dat jy nie mislei word nie. En jou gedagte wat die koninkryk van God vir jou werd is, dan is dit mos nou logies, vanselfsprekend, die regte ding om te doen, om by die padkaart te gaan kyk wat die regte pad aandui. Nou, hoekom lees ons vanoggend die Bybel? Hoekom is ons by mekaar? Wel, ironies is Sondagoggend, en Sondagoggend moet ons dit doen. Hoekom? Ek weet nie, almal sê so. En daar is die eerste fout. So verval in tradisie. Moet die mense op 'n Sondagoggend by mekaar kom? As jy wil, ja. Is dit verkeerd om dit te doen? Ander mense sê is verkeerd, jy mag nie. Op 'n ander dag is. Dis al weer tradisie, dit is 'n stryery oor dinge wat nie die waarheid is nie. En dan is ons besig met al hierdie, kan ek maar sê, dwaashede, wat jou nie aan die ander kant gaan uitkry nie, maar jou dalk gaan van die spoor af kry. Jy gaan so besig wees met dit, dat jy gaan vergeet om op die kaart te kyk waar jy is, waar jy heen gaan. Wat trek jy? So hoekom doen ons dit? Want dis 'n geleentheid. Ons het tyd, dis kom ons dit doen. Nie, dis nie 'n voorskrif nie. Jy mooi gaan lees in hierdie padkaart, dan gaan jy die woord Sondag nie daar kry nie, en jy gaan die woord Saterdag nie daar kry nie. En ons beklei, Sondag is Saterdag, en as dit die dag is dit daai dag, moet dit staan nie daar nie. Iemand het dit vir ons vertel om ons te mislei. Dit beteken dis vir iemand 'n voordeel. Iemand wat selfsugtig is, trek 'n voordeel daaruit dat ons dit. Hoekom lees ons dit? Hoekom kyk ons hierna? Want ons is op 'n pad na 'n plek wat 'n moeilike pad is en 'n moeilike plek is om te kry. Wie sê dit? Die koning van die plek waarna ons op pad heen is, het dit self gesê. Ek sê baie sal probeer en min sal dit reg kry. Nou weet ons dit. Hoeveel aandag moet ons gee? Alle aandag, alles. Jy mag niks prioritiseer bo dit nie. Niks nie. Nie eens vir Isak nie. Wie is Isak? Die belangrikste besitting wat ek het, nie eers Isak nie. Omdat die prys so groot is. En omdat die onheil wat die alternatief is, aan die ander kant toe so groot is. En omdat daar setlike verleiers op hierdie pad is, moet ons waak vir dit. En ons moet weet wat die padkaart sê, sodat ons hierdie opsetlike verleiers kan weerstaan. Dat ons vir hulle kan sê, nee, maar dit wat jy sê is nie reg nie. Daai pad wat jy van praat, is nie op die padkaart nie. Maar is nie daar nie. So hoekom sê jy ek moet dit doen? Nee, tradisie sê ons moet dit doen. Oorlewering sê ons moet dit doen. Al moet jy dan 'n besluit geneem het om te sê, ek luister wat die koning sê van die plek waarna toe ek op pad is, en hy het gesê, my woord is die waarheid, en jy het my woord, bly by dit, en ander mense gaan jou probeer mislei, nie vir hulle luister. Ok, so nou gaan ek daai deel van die inligting uit my lewe uitsny, en sê, ek soek nie 'n organisasie, 'n groep, 'n oorlewering, 'n oortuiging, wat ook al, om my te lei, om my inligting te gee nie, ek sny hulle uit my lewe uit. Waar moet ek dan nou inligting kry? Wel, ek het die woord, wat niemand ag nie. Niemand ag die woord belangrik nie, hulle ag dit wat mense van die woord sê belangrik. Dis die fout wat ons maak. So nou het ek die besluit geneem, nee, die woord. Vraag ek weer, kom ons vanoggend hier? Hoekom lees ons weer hierdie brief van Jakobus?
Want dit is letterlik die woord. Dit is letterlik die inligting waarna ons smag. Dis die verskil tussen lewe en dood, is die woord. Wat gaan ek in die woord lees? Dis 'n lig op my pad, 'n lamp vir my voet. Dit sê waar ek moet loop. En dan nou ook 'n gedagte, dis 'n moeilike pad. En die plek waartoe ek op pad is moeilik om te kry. En dan let ek ekstra spesiaal op wat ek lees. Wat ek lees. Wat het dit met my te doen? Hoe dit betrekking op my en hoe moet ek op dit reageer? Nou as ons in Jakobus lees, dan sê hy juis hoe jy moet reageer. Hy sê dit help nie om dit net te lees nie. Dan moet iets gebeur daarna.